wonder hoeveel keer jy al die storie van die barmhartige Samaritaan gehoor het. Dis so 'n bekende verhaal. Ons het dit al menigte keer gehoor en wanneer iets familier word, is dit baie maklik om die waarde daarvan te mis. Tog tref dit my elke keer dat die kern nie 'n ingewikkelde teologiese argument is nie, maar 'n eenvoudige vraag wat Jesus vra. Wie het jy regtig lief? Wie het regtig lief gehad? Die wetsgeleerde kom slim na Jesus toe. Hy wil hom toets, hy wil wys dat hy weet waarvan hy praat. En hy's opgelei in hierdie tipe van goed. Hy vra, wie is my naaste? Eintlik is dit sy manier om te vra, tot waar strek my verantwoordelikheid dan nou? Waar kan ek die lyn trek? Ek en jy kom so gereeld met hierdie vraag in aanraking hier in ons mooi Suid-Afrika. Maar Jesus draai die vraag om. Hy sê in effek, dis nie oor wie jou naaste is nie. Dis oor of jy vir iemand 'n naaste gaan wees. Dis hier waar ek dink ons harte begin oopbreek. Want ons leef in 'n wêreld waar dit so maklik is om toe te maak. Ons sien die nood by die verkeerslig, ons sien dit in die nuus, ons sien dit in die strate, dalk selfs in ons eie families. En iets in ons sê, dis net te veel. Ek kan nie almal help nie. En dis waar die gevaar lê. Ons word oorweldig met die nood en ons harte word al hoe harder. Want ons voel ons kan dit net nie alles doen nie. Maar kyk na die Samaritaan. Hy sien die man in sy nood. En die teks sê, hy het hom innig jammer gekry. Die oorspronklike woord beskryf eintlik 'n gevoel wat so diep in jou ingewande jou raak. Dis nie 'n oppervlakkige agsies tog nie. Dis 'n innerlike gevoel diep in hom, wat hom dryf om sy hande uit te steek en te gaan help. En hy vat risiko's. Hy kan self deur rowers oorval word. Hy gebruik sy eie olie, sy wyn, sy geld, en hy stel sy reis uit. Hy gee van homself, van sy tyd en van sy resources. Dit is liefde wat sigbaar word. Nie net 'n gevoel nie, maar dit word gewys deur dade. En dit tref my dat Jesus hierdie gelykenis vertel na 'n gesprek oor die ewige lewe. Dis amper asof hy sê, wil jy weet hoe die lewe lyk word toe God ons roep? Dit lyk soos liefde wat sigbaar word. Liefde en lewe wat nie by jouself bly nie, maar in oorvloei na ander. Micha 6 vers 8 sê, nee, hy het reeds gesê wat goed is. Die Here verwag van jou om reg te laat geskied, om liefde en trou te bewys, en om nederig voor jou God te lewe. Dis dieselfde refrein, reg doen, liefde wys en nederig loop. So die eerste stap na liefde wat sigbaar is dat my en jou hart sal oopbreek. Dat ons nie net sal kyk nie, maar regtig sal sien. Dat ons nie net sal raak lees nie, maar dat ons mense raak sal leef. Kom ons wees eerlik, dis dikwels ongemaklik. En ek dink die priester en die leviet het waarskynlik goeie redes gehad. Hulle was dalk hastig, of hulle wou dalk rein bly, en hulle het dalk net nie kans gesien vir nog probleme nie. Ek herken dit in myself. Ek herken hoe ek vinnig soms 'n verskoning kan maak om nie betrokke te raak nie. Maar Jesus nooi vir my en vir jou, om stadig genoeg te leef, dat ek ander kan raak sien, dat ons ander kan raak sien, om my hart te laat oopbreek vir dit wat God se hart laat breek. Want dit is hoe liefde sigbaar word. Dit is hoe ons as gelowiges leef. En dit hoef nie altyd dramaties te wees nie. Soms is dit so eenvoudig soos om regtig teenwoordig te wees en te luister na iemand wat sukkel, om te stop en te vra, hoe gaan dit regtig met jou? Om 'n boodskap te stuur, om 'n ete saam te deel, om iets van my tyd en my hulpbronne te gee, al is dit klein. Dis soos lig wat deur 'n kraak skyn en in 'n donker kamer invloei. Jou oopgebreekte hart kan juis die plek wees waar God se lig deur jou sigbaar word. So hier is 'n praktiese, eenvoudige oefening wat jy kan probeer vandag of in hierdie week. Kies een dag hierdie week waar jy jou gewone roetine so bietjie stadiger doen. Byvoorbeeld wanneer jy werk toe ry, wanneer jy deur die winkel stap of selfs wanneer jy by die huis is. En dan bid jy kortliks, Here, help my om vandag
mense te sien soos U hulle sien. En let dan op, waar breek jou hart? By watter persoon voel jy daai diep, innig jammer? En doen net een klein daad. Dit hoef nie groot te wees nie. Dit kan wees om iemand op 'n koppie koffie aan te bied, of 'n vreemdeling 'n vriendelike woord te gee, of dalk is dit om net tyd te maak om te luister. Skryf dan later in jou joernaal hoe dit vir jou gevoel het om jou hart oop te maak. Wat het jy ontdek oor liefde wat sigbaar word? Kom ons bid saam. Vader, mag ons harte hierdie week oopbreek vir die mense om ons. Ons bid dat ons moed sal hê om nie net te kyk nie, maar om regtig te sien. Mag die liefde deur ons sigbaar word in klein dade wat 'n groot verskil maak. Amen.